Welkom by die Boerpot Potgooi reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SME's en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Die Vrystaat Landbou se Kongres het 7 en 8 Augustus in Bloemfontein plaasgevind. Die organisasie het vanjaar al 120ste bestaanjaar gevier en het gehoop om met die kongres saam met die belanghebbendes te bou op die suksesse wat die bedryf reeds behaal het. Gernie Botha, hoofuitvoerende beampte, het verduidelik dat die tema van vanjaar se kongres die Latynse gesegde Quo vadis was, wat in Afrikaans vertaal word met waarheen gaan jy? Lekker leer en luister. Ons boer om iets te maak. Ek is so bly iemand het gesê ons boer om die volk te voed. Ons boer om winst te maak. Dit kan slegs mense kos gee as jy winst maak. Ja, dit is belangrik, voedsel is belangrik, maar ek dink wat want ons seker te middag. Daar is 'n mark vir ons produk. Ek is by ander goed betrokke. Begin met 'n direksievergadering, die eerste vraag, is daar 'n mark vir ons produk? Ek dink ons hoef nie daai vraag te vra nie. Natuurlik die uitdaging met baie ouens is, jy die skaal verkoop voor om te behaal, so dis nou 'n ander uitdaging. Goed, hoe dink julle vir julle? Whether unpredictability, increased input cost, price volatility, capital cost, and accessibility. Dus die Amerikaanse boere se grootste issues. En ek gaan vir julle ietsie wys, dis nie net by ons nie, dis wêreldwyd, en natuurlik help dit my nie, as jy sê, ja, ander ook kry ook swaar nie, dit help, maar net om die breër prentjie te skep, so ja, dis wêreldwyd, ek gaan net te veel meer sê, strategie. Praat gister ook oor strategie, dink ek voorstel, wat se plan vorentoe, waar gaan ons? En die ouens sê, dis Amerikaanse skuif vir julle sê, jy moet bietjie langer termyn siening vat. Tweede ding wat ons sê, maak geld uit verandering. Jy kan nie geld maak as jy bly soos jy altyd was. In die wêreld verander baie vinnig. So dit gaan oor 'n klomp besluite, gaan oor dit gaan, en jy vat 'n bietjie langer termyn visie, en dis wat hierdie tannie doen. So kyk so 'n bietjie langer langs die pad af, en sê wat lees voor? En ek dink ons het net 'n bietjie daaroor gepraat ook, en dis ons taak, is om te sê, wat lees voor, gaan ons die boeregemeenskap by mekaar hou en vorentoe vat? Wat is die gevaarlikste plek? Sorg ons nie sê, wat die goed, maar die gemis is ons punt. Wat is die gevaarlikste plek vir strategie? Braaivleisvuur. Genigtig. Die 12 jaar kom die man en daar met vreeslike planne daar uit. En dit werk nie, ek beloof vir julle dit werk nie. Kan julle lang stories daaroor vertel. So oppas met braaivleisvuur praatjies. Nie oor jou besigheid nie, kan oor een ander goed praat. Goed. So waaroor gaan dit? Ek gee dit so modelletjie. Die Engelse praat van current reality, waar is ons kans? Ons sukkel is hoog, die pryse is nie goed nie. Ja, ek sê vir Lindy, sy taars, sê maar, julle daar 'n paar randjies gekry vir 'n speelkalf. Nou klaar die ouens vir speelkalfpryse, dan sê sy, ons het in Goonies geboer, John, ons het nooit gekla oor die speelkalfpryse, ons het altyd volkom gekry. Wat is die current reality? Swak opbrengste, pryse is nie wat ek moet wees. Dan praat ek, dit was ek ook gister 'n bietjie gepraat, wat is die tendense? Wat ons wil sê, hier is ons, wat is besig om te gebeur, en dan stel ons doelwitte. En dit geld vir Vrystaat Landbou vir ons, en dan doen nie dit. So jy moet 'n plan hê. Soos rassie, so transporting, ek gaan nie te veel hieroor praat nie. Maar goed, onthou nie, COVID en Russiese oorlog het ons goed dramaties verander, ek gaan nou veel ietsie wys daaroor. Die binnelandse ekonomie het platgeval. Dis hoeveel mense die kan styks koop. Dit sal hier in 'n supermark hier in Bloemfontein, ek is buite ek die fotootjie op, daar's 'n spesiale yskas met 100 bootjies vir R11.70 'n bakkie. Maar daar's die styks. Dis wat die ouens verkoop, sommer 'n losstaande kas. Die rentekoerse maak ons seer daar nie, baie seer nie. Ons staan net op. Rentekoerse maak ons baie seer. So dis die goed wat daar is. Dis die current reality.
Ja, graanmarkte gaan vir julle 'n bietjie sê hoe lyk dit daar, en dis oor die vleismarkte en dan so 'n paar opsies wat dink ek moet ons aandag gee. Nommer 1, die wêreld is besig om uit mekaar te val. Amerikaners is nie meer ons groot pelle nie, die Indiërs en die Chinese en die Russe is ons pelle en BRICS nie. Nuwe besigheid. Julle sien die onstabiliteit neem toe, maandag, dinsdag, woensdag in finansiële markte big time verval, ouens is bang. Goudprys nuwe rekordslag. So die wêreld verander, vergeet waar julle gewoond was. So ja, dis ons kyk gou nou mooi na die grafiek. Daai groot bobbel, dis die mielieprys en kunsmispryse, Amerikaanse mielieprys. Dit was met COVID en die Russiese oorlog, maar die hele supply ketting ontwrig is. Pryse deur die dag geskiet. En dis ook terug besig om te normaliseer. Dis nou ons dilemma. Dus vorentoe gaan ons is terug na normaal, wat dit ook al mag beteken. Goed, so moenie vergeet, waar kom ons vandaan, groot ontwrigting. Makro, gaan vir julle wys, voorsitter, as ek by 'n plek kom, en die ouens al vergadering, en hulle sê, ons besluit hierdie, en ons krijg 'n check of 'n brief, en ons vra die regering dit doen. 98 jaar lang wil my boek sommer nat raak. Die staat gaan jou nie help nie. Die staat het nie geld om ons te help. Daar is staatsskuld, hulle probeer het afkry. Dis nie so eenvoudig nie, waarom moet om staatsambtenare fire, ja, miskien gebeur het, maar ek dink nie so. Die diens van staatsskuld is R1 miljard per dag. Ons skuld 5 triljoen. Landbou, dus een krijgt 0,7%. En meer is die helft daarvan gaan na grondhervorming. 2/3. So dit is fantastisch dat landbou geskei is, dan kan ons ook iets sê worden. Maar dierdienste, wat ek dink ons grootste probleem is voorzitter, krijgt 0,13% van 0,7%. Soos ons dit en kan wegkryg, sal hulle vir julle wys vir andere klomp. Hier is maar net om te wys, die landbou kry 1,6 miljard, is so 0,7% van staatsbegroting. Julle kan nou nie mooi sien nie, maar grondhervorming is die grootste deel van die show. So ek glo minister Steenhuis, as ons op die regte goed kan fokus, gaan ons baie beter doen. Dis die staatsondersteuning in Suid-Afrika aan ons. Hulle so mooi modelle oorsee wat hulle doen, hulle weet ons. Ons is die land met die minste staatsondersteuning in 'n groep van 54 ontwikkelde lande. En dan daai staatsondersteuning vir ons gaan na grondhervorming. Daar kan julle sien hoe dit afgeneem. Gaan dit omdraai? Nee, goed laat. You're on your own. Dis wat ek vir ons sê. Dan voorsitter, baie ouens is baie negatief oor die staatsdiens. JP Landman en ander ouens sê, yes, daai kerels, kom ons kyk na die positiewe. Kan julle dink as die minister van Landbou vir jaar die mielieprys moes vasstel vir wit mielies? John ek ook niet op 5,5 verkoop, maar ek dink nie dit. Dit sou nie 5,500 vir wit mielies gewees. So grond ons het gedoen. Rechtig. Landbank is nie meer in ons lewens nie, die privaat banke het opgeteld. Dit is weg. Navorsing, nou iets jy daar oor sê, LNR, met respect, werk nie meer nie. Ons doen ons navorsing, ons saamtoes beheer, etc. Selfone wie dit tot stand gebring, privaat geld. Jy het meer mense in privaat sekuriteit as in die politiedienst. So kan ons toegaan, so kan nie sê, by default, die reguleer ons en privatiseer ons, en ek dink het gaan toeneem. En voorzitter, julle moet druk, dat onderste poort geprivatiseer word. Daar is nie ander oplossing nie, daai ding probeer nou hoeveel jare reg. Gister sê iemand vir my, hulle kan net 50 parasiete en stowwe per dag maak. Dit dan die systeme weg, druk dat het privatiseer word. Goed. Kom ons praat oor ekonomie, hoekom is weergafpryse waar het is? Die swart lyn, toevallig die swart op die rekenaar uitgekom is werkloosheid. 44% van die mense in Suid-Afrika wat aan werk is werkloos. Twee opsies, ek is SASSA of gesteel. Dis hoe dit is.
Die rooi lyn is ekonomiese groei. En julle kan sien en ek het soms die economic desk trek voor die nuwe regering tot stap gekom. Want as ons nie, my vriend Kobus sê, ja, arme dame het pak gekryg het, maar as die ekonomie nie groei nie, en mense nie geld nie. En as mense nie geld het, jy kan nie steeds probeer steel. So ons moet hierdie omdraai. Maar dis die rede hoekom ons speenkalfpryse stik. Mense wat SASSA kry, 27 miljoen mense kry SASSA. Dis iets soos 350 miljard rand per jaar. En die helfte daarvan gaan na kos. So indirect subsidieer die regering, maar kyk daar, dis per provinsie. Meeste provinsies, buiten Weskaap en dit is Gauteng, en meer as 50% van die bevolking kry SASSA. So is dit nie op 'n goeie plek. Selfs met miljoens verkoop betaal. Maar kyk hier, Johan Kotse het gister gewys, landbou is die enigste sektor wat die laaste 10 jaar gegroei het in die ekonomie. Glo dit as julle wil of nie. Die ander nou is dit almal aanprating gegaan. So, ja, dit is moeilik, maar daar is ander ouens waarmee dit baie sleg is. Wat is ons moeilikheid? Rentekoerse. Ek was by die landbou nie so jong, laat jy onthou jy net 25% rente dink. Dit was die boere bankrot maak at 25% rente. Ons is nou, kyk daar so staan hy ding. Die ouens in die stad sê vir my gemiddelde stedelike huishouding in Gauteng spandeer tussen 4.000 en 6.000 rand 'n maand meer aan diens van skuld. Dis 4.000 en 6.000 rand. Wat koop die ouens minder? Roosvleis. Ons produk. Want die roosvleis is goeie waarde vir. So wat gaan ons red? Die rentekoerse moet daal. Daar baie kritiek oor die Reservebank. Maandag se groot daling in die finansiële markte, hulle sê die Amerikaanse Reservebank het die ekonomie doodgemaak met te hoë rentekoerse, hulle gaan in 'n resessie. Dit is die gesprek by ons. So as rentekoerse gaan daal, gaan dit ook goed verander, dan gaan mense geld besak het. My vriend Rolof Botha sê, monetaire beleidskomitee is enemy number 1. Interessant, nie? Maar dit raak ons direk. Weet jy veel wys, bietjie dit nou gerecht ekonom grafiek, die swart lyn is prima rentekoers, en die staalvlies is wat ons noem die hele rentekoers, die inflasie aftrek. Die hele rentekoers is die hoogste in 2 dekades. Geld is flippend duur. Dit help al geld uit mense se sakke. Die groen lyntjie is voedselinflasie, Kobus het gister verkeerd gepraat. Voedselinflasie, briek-inflasie op die oomblik, ons sit op 4,2%. Dat is geld. Goed, so die druk is op die Reservebank, rentekoersverlagings die volgende jare, dat geld in mense se sakke sit, en dit gaan baie beter gaan. Kom ek wys julle die swart of die staalvlies is rentekoersverhogings. En die rooi lyn is klas A besigheidspryse. Toe die rentekoers opgaan, jy kan selfs aan die Transvaal geswat, en dan sien jy besigheidspryse daal. Dis iets geld. Ek ook nie soms wat die Transvaal geswat. Dis nie so. Ek seker daar op die global ondersteuners nie so. Ja, ernstig. Kijk jy nou as ook ergens, dames. Dis ons dilemma. So as rentekoerse daal zijn, het geld in mense se sakke, het verander die besigheid. So dis die ene ding. Die tweede ding is natuurlijk biosekuriteit daarop. Ek gaan 'n bietjie aan. Ek gaan miskien eens verby gaan soos dit. Jack het vir my gesê ek het nie baie tyd nie. Okay. Die daai ander Afrika wys maar net ons is nie moeilikheid. Skuld nie om toe winsmarges is onder druk, so wil julle nie kan weet wat die spaar. Hulle sê vir die wolboere hier in 60er jare vir die wolpryse daal, toe hou hulle kongres. Dit is volgens. En die manne hou kongres nou beklaar oor die wolpryse. Daar is ook na agter en hier so na toe sê, meneer, my jongste seun wil trou, wat moet ek doen? En so by die derde keer hy sê vir hulle, toe my oudste seun getrou het, het ek om 1000 mosbooie gegee en hy so lang. Nou wil die jongste seun weer trou, wat moet ek doen? Skreeu vanaf knip om. Ek wil nie dat sê oor die negatiewe praat.
Ek het 2 dogters, niks. Oké, daar is belangrijk uitvoering. Waarin ek dink voorsitter, ons binnelandse ekonomie groei nie sterk genoeg om dit wat ons produseer op te neem teen wonende pryse. Hoor mooi wat ek sê. Ons binnelandse ekonomie is nie sterk genoeg om ons te betaal vir wat 'n besige skaapwerk is. Hier is landbouuitvoering. 51% van landbou se inkomste kom uit uitvoering. Hierdie laaste jaar, graan en soja-uitvoering was 27 miljard. Wat ons verdien het uit milie soja-uitvoering. Maar as die mark binnelands die milie wat ons uitgevoer het was 4 miljoen ton. Nou, imagine waar goed in die binneland bly lê. Dan was die milieprys nie waar hy nou is. So uitvoering is krities, ons ekonomie kan nie opneem wat ons produseer. Daar is so lysie, baie ouens voer uit, en as jy nou tyd het en dan neergaan, wat die 2 wat opvallend nie daar is nie, wees en skaapvleis. Ons goed in die Vrystaat. Ons voer sojas uit, ons voer wol uit, ons voer allerhande goeders uit, milies, maar nie wees en skaap. Nou wat gebeur met wees en skaapvleis? Ons onder druk. En die ekonomie groei. So by betoog is 2 goed verwond op die vleis en nou. Kan nie kan. Die ekonomie moet groei, rentekoerse moet af en ons goed die goed kan uitvat. Die mense binnelands kan ons nie genoeg betaal. Nou wil ek julle bang maak. Daar het 'n ding van die FNB, die publikasie, vir die geval so 'n week of 2 terug uitgekom, dan kyk dat 2033. 19 spesies van Sub-Sahara Afrika, dit is ons bure. Terloops, die milies wat nou uitgaan, al die milies wat uitgaan en ons onderwys gaan na ons buurlande toe. 2,4 miljoen ton, nou koop die milies onder ons vatte uit, want hulle nie kos nie. Sub-Sahara Afrika, die eerste bewerkbare grond, minste produksie, bevolking, hoor gou hier een sê hulle, van 1,1 miljard na 1,5 miljard toe. Dit is verskriklik. 300 miljoen van die mense het soveel tekorte. My vriend Gijs nie so, wat Gijs is jy hier so? Gijs, welkom terug jou gisteraan. Hy het hier opgeraai, hy sê vir my, die het groot moeilikheid, daar is die kost. Ons sien dit. Die mense, hulle sê ook Sub-Sahara is die plek met die meeste arm mense. Van die 1,5 miljard wat kom, gaan die meeste verstedelik. En landbou groei, want die koms van die landbou nie, dis klein plaatsies. Wie produseer kos van mense in stedelike gebiede? Dis nou Transvaalse vraag. Wie produseer kos wat op die klein landbou is? Commerciële landbou. En dit is die grootste dilemma wat die verslag sê. Die ouens trek stede toe, 1,5 miljard, groei na die missies bewe, hulle is jong, hulle is honger, hulle het die kos. Dan sal hulle vir my sê, ja, dit is baie negatief. En alternatief is dit 'n mark vir ons. Dit is 'n groot mark vir ons. Hulle sê hulle invoering gaan met 45% toeneem in die volgende 10 jaar. En is milies en vleis onderhoud. So hier nooit van ons, groot mark, groot behoefte. En hulle sê ook, dit is die enigste streek in die wêreld waar selfvoorsienendheid gaan afneem. Die rest van die wêreld gaan meer selfvoorsienend. Baie interessant, die so by die FAO wat sê, 45 lande wat op die oomlik kos kon, 33 van hulle is ons bure. En dan is scary hier is hulle praat van 'n hunger map. Kyk al die kolle. Dis ons bure. Ons voer op die oomlik daar kolle so iets soos 400,000 ton mieliemeel uit na die Kongo. 450,000 ton wit mieliemeel na die Kongo. Onder andere. Hierdie week, Nigeria soos dit opstaan, Nigeria is die digst bevolkte land in Afrika. Hulle is honger. Dit gaan opstaan. So kyk met 'n ander bril na en sê ons is 'n kommersiële plek, ons produseer kommersiële hoeveelhede, ons produseer te veel vir ons binnelandse mark, maar daar is 'n mark buitelands. Ek wil hierdie tog, ek gaan terug na voorsitter, net vir 'n oomblik. Kom, hierdie is 'n Vrystaatse debat. Die Europese Unie se bevolking gaan nie groei in die volgende 10 jaar.
Maar jy moest lyk jy dat per capita inkomste gaan bietjie toeneem. So Europa is nie ons uitvoerbestemming nie, dis besig om 'n oude huis in 'n moslim omgewing te word. Jy kan daar goed sin wees. Amerikaners, bevolkingsgroei 0,4, so bietjie ryker 1,1. China, sy bevolking gaan daal, terwyl China gaan minder word, en Indië het meer Indiërs in Indië, hulle sê nou al nie terwyl in Indië, 1,4 miljard rand Indiërs, hulle is besig om China verby te gaan. Kyk daarso, hulle groei tussen 5,5 en 6% per jaar in hulle inkomste. Die wil ryk mense, baie mense in stede bly wat op produk koop. Sub-Sahara Afrika die konflikspreek die meeste bevolkingsgroep 2,7%. Hulle word so 'n bietjie ryk. Ons bevolking 0,9% groei, maar ons gaan sukkel om te groei binne ons. Soos die ouens die binne ons vinnig baie ryker word, die gaan nie steeds kom kort van die land gaan hier verby. Kyk gou hier so, milie-uitvoere, die linkerklas die 1, van 1 Mei af, ons het dit 'n korter milies nie, 700.000 ton is klaar omwit, gaan alles ontwit doen. Ek sit op 'n komitee waar ons daar nie goed kyk, die som wat ons maak is 2,4 miljoen ton gaan doodry, wit en geel. That's it. Ons gaan dalk nou maar nie, maar die ouens koop het. Want John Binner is een windmilie verbruik daal, as gevolg van 5.500. Die ouens boos sy stuur. Zambia, daar kan julle sien ons vriende in Zimbabwe, so hoef die verhaal te herhaal nie, is waar die meeste is. Zambia skop vast met hulle non-GM milies. Daar die tender van 600.000 ton op die tafel, want sy kry nie non-GM milies. En daar tender inskop, en hier het iets gebeur. So hier is ons bevolking, ek het sy jood om van rechts na links getrek. Kern as die ouwe sê, so ons tel by die census, julle ken die debat, 62 miljoen whatever. Die internationale ouwe sê, vir ons per satelliet tel, as ons dan 75 miljoen. Ek dink ek gewoon dit. Raymond Bultfontein, waar as waar en kyk, al die plakkerskamp, is in Johannesburg, toe hy van die vadersvuur af. Dis ons bevolking groei. 70-80% bly in stede. Vraag jy nou vir 'n klomp voorligters, wat het jy this morning for breakfast? Dis sê, bacon and eggs. Sê, nice. Sê, nou waar kom ek vandaan? So begin hy sê, pick and pay. Ek sê, yeah, okay, fair enough. Ek sê, but the product of pick and pay shelves, is that coming from the subsistence farmers in the Eastern Cape or commercial farmers? Gesprek vir ander lenders. So, daar is 'n mark. Dit is 'n goeie mark. Baie issues daarop. Okay. Happiness? Ek is bekommerd voorsitter gister gesê die ouens wat hoor van ons is wat honger is gaan hier nou toe. Gelukkig in die Vrystaat aanklaar is met -12 slag en nie maar koekoelie. Gaan dit nie maak in die winter. So dat gaan ook bly. Wat is issues? Waar ons met kennis neem. Uitvoere is ons oplossing. Lage infrastruktuur is ons oplossing, biosekuriteit is oplossing. Volgende een siklusse, ek wil nou weer spys. Die reënvalsiklus gelukkig, ja, ek moet sê Johan van den Berg is nou nie hier oor die reënval nie, want dan het julle nou moeilikheid gehad vandag, ekonomie en weerkundige, wat kom ons los daar. Ons is op pad na La Nina fase toe. Ja, ons is baie seker daarvan. Dis siklies, as ons droog is bo, ek is onderdag opsny, wat gebeur met die mielieprys? 4.200 rand. Kilo, wit 5,5. Wat gaan hierdie jaar gebeur as dit reën? As my vriend Rian ek vir ons vraag te sê, die prijs gaan styg, dan sê ek, maar ek dink ons is 'n boer. Groter oes, medies, wat gaan gebeur? Dis die julle slim, julle is nie Vrystaat. Kan ons ernstig, die weersiklus dryf ons goed, die ekonomie-siklus dryf ons pryse. Daar grafiek wat ek julle van my sê, so klas A verkoop minder, wat daar gepeld nie. Voerpryse styg, so wat oorbly, is die speeltafels. Dis hoe die som werk. Soos die mielieprys daar in die ekonomie kan begin styg, of verander omgewing. Maar nou kom op hierdie ene, die blokkies is recessies.
Ek wil regtig vir julle sê, die mense die geld het nie kan weer ons produk koop. Die eerste een sal julle sê, die boonste rooi lyn is geelmelies, vir die speerkaf. Vir 6 uur, alright. Volgende tyd kyk daar die rooi lyn, waar jy het geelmelies gespring, speerkafprys laag. Toe daal geelmelies, speerkafprys laag. Weer 'n bietjie, kyk hierdie jaar, ons was hier op 40, toe styg die prys, daar is 4.500 op geel, daar is 'n speerkaf. Toe die ekonomie kan omdraai, en die vraagpryse, voerpryse daal, of verander die som vir speerkaf. Vir die twee goed is saamgevoeg. Toe ek 'n ander sommetjie gaan doen, Jack is onthou voor jaar het ons gesê hier, as 'n 7 jaar siklus op beursprys. Toe ek hom gaan probeer trek, daar lê hy pragtig. En dis ekonomie en weer wat oorvleuel. En weer het 'n effek op die pryse en op veiligheid. Waar is die volgende beweging in die siklus? Op. Want dis hoe dit werk. So moet nie negatief raak, kom ons probeer die goed verstaan, dis moeilik, probeer jou tree in. Goed, kom ons kom nou nader teen die agtergrond van vleisvoorsitter. Dis wat ons wil leer, nee? Goed reg? Ek gaan staan aan senter met die boelietrap en gooi en soos ek dan. Terloops, Martine is ons seerdag daarso. Ek koop vir die gasthuis, ek hang af oor die vleisraad rond. So 2 kilogram skaapboutjie is op been. Raai gou 'n bietjie wat kos hy daar by Boelies daar. 300, 600, kom ons bied nog 840. 800, ek jok nie vir julle. Ek roep vir Marlene en sê, kyk eens vir die ding John, jy jou 3 is hier, daai ding in een sondagmiddag. Kerels, dis die realiteit. So wat koop jy anders? Dis die realiteit. En ek is ernstig. Kyk, ouwe van die Rensburg, die sê jy dat ook gekeerd. Hy het ons gesê, beesboer, ons het een probleem, dis die 3 C's. Vis, vark en fokker hoender. Dit is die Vrystaatse spel. Ja, vooral die pakkie gaan kyk hier in die mark, inkoop het vir die verloofgetijs. In die slagpeeks, jy raak 1170, nou voorzitter, allemaal sê, dis ons en boere se skuld, om voedselpryse styg, dis een nonsens. Kom ek wys vir julle. Beesprys R55 per kilogram op die rak is op terugwerk, 130 gram frikatas. So kan jy deur van skaap, vark, hoender. So daar die onderste lyn het ek vir julle verwys, meer as die helfte van die koste op die rak kom buite die plaas en by. So waarom kak die ouens op ons om te sê voedsel is dit nie? Dis nie waar nie. Die kostestijgings gebeur buite die plaas. En ek kan nie verstaan dat my vriende in die rooivleisorganisasie nie die ding het. Die supermarkte verneem ons. Er is so goed inspeens voorzitter, dis nou nogal. Daar is die mense. En dis waaroor ons moet praat. Nie vir die sê, word nog meer en effectief vir die goed nie. Dis die moeilijkheid. Maar ons praat nie daaroor, dit is tjoepstel. Goed, hoender. Ek is bekommer. Hoender invoer, weet julle hoeveel is dit per jaar? 450.000 ton. 450.000 ton. Julle deur 1,2 kilogram hoendertjies, dis een moeistukjes. Ons minister Patel, en onthou laas jaar Oktober, wat het hy gedoen? Hy die steenstortingsheffing op hoendervleis opgehef. Van die hoendervleis, wat kom die land in, R9 per kilogram. R9. Sien jy dit op die rak vir die prijs? Nee. Maar hy het gesê, ons van het weg, tafnak vir julle boere, ons moet die mense goedkoop kos gee, dit staan soos hy bergverklaar. Dus nummer 1, dan kan julle sien hoe die uitvoering begin toeneem, dit bly groei. Hier gee ek vir julle die pryse, net op die rak, die rooi is beeskaap, en so weer. Dan hy tweede tyd blauw korretjies ingevoerde hoender, een heel bevroorde hoender is R20.
Ons boere kry R35 en hulle maak nie baie geld. Maar dan is daar die klein enetjie, is hoenderafval. Uitvoers van hoenderafval in die laaste paar maande so gestap. Dis wat die ouens invoer, teen R9 per kilogram. En dan na MOV's meganies ontbreende hoendervleis, gaan in die polonies in, R9 per kilogram. So ons ouens nie baie slim te wees om te verstaan, dis ekonomie, die eetpatrone skuif so toe. Die minister sê van die teenstorting weg, en nou voorsitter, wat gebeur nou? BTW gemaak dat hoender nog 15% goedkoper word. Ernstig. Waar is ons vriende van die hoenvleis? Ek dink as op ons agtervoete staan hier, hoekom kan dit vrygestel word in die hoenvleis? Ons versteur die mark. Ons maak droog, ons moet dit hardop sê. Waar is die man wat sê, jy 'n bietjie meer agressiewe persverklaring? Ja, kom ons dus, wie dan? Wie sterk door die gebruik. Ons is kwaad oor die hoenders en voor te goedkoop goed wat inkom. En ons pryse versteur, niet geskies. Oké, manne, dames, kom ons gaan nou, en dan kry jy die hoender, so voet issue dit wat die ouens doen. Nou sê die manne vir my, dis 'n ooraanbod van rooi vleis. Ek stem gratis saam, hier is die Red Meat Industry Services en slagsyfers. Ek kan self op opsties waar as jy dit het minder geword. So wat is die probleem? Dis die vraag. Die ons kan ons nie protest. Ja, dis ook van die speelkofprys. Dit lyk of daar 'n roering is, maar dit lyk of die ekonomie bietjie begin roer. Onthou nou, klas A het van R65 afgekom na R55 die landse twee. Bielprys na 4,5. Speelkof het gekrimp. Hy begin optel, R35. So wat verwag ek? Ek dink die mielieprys gaan daal in die volgende jaar die ekonomie gaan beter word, klas A gaan styg en die rooilyn speelkoffers gaan styg. Goed, dit is die goeie nuus. Hier is ons uitvoering, wat sê ek vir julle vir ons dit rondom die vleis? Ons dilemma by besigvleis is nommer 1, kunsmatig goedkoop ingevoerde hoender. Nommer 2, die ouens het nie geld nie. So nommer 3 is vir die goed uitval. Dit is oplossing, om dit te doen moet biosekuriteit reg. Want nou vereniging van beesmakers leef by Johannes kan tot R5 per kilogram wyse as ons gemakkelijk kan uitvoer. As ons terug na 4,45, dan lyk het sommer anders. Daar is besigskaap, skaap lyk klein, die regswyse vir julle van oor die wêreld heen, hoe wyd Arabiese lande, China en so meer en so. Dis nie die probleem. As jy goed uitkry. Die boonlinks sal julle sien weesvleis uitvoere vastgesteek. En as dit nie vir skaapvleis uitvoere was, het ons die R85 lang gekry. Dat was 70. We het 50.000 skape met 'n skip uitgevat en 'n mik vir 180. Verlig die druk op die binnelandse mark. So vleispryse, besigskaap, uitvoere, biosekuriteit, dit is voorsien. Kom ons kom nader na praat so dis of is nie. Jy het gevra oor winsgewendheid. Winsgewendheid van vee en vleise word bepaal deur die geld in die mense se sakke, wat minder word. Ons produseer minder, maar kan dit nie bekostig nie, ons nie goed uitkry. Dis waarom ons besloot is. Dit sal het baie beter. Kom ons kom nader, graag oor die sade, daar is sommer dat ek het foto geneem in Wesselsbron. Toen lyk een wit mieliekoppe in Wesselsbron en sikke wit mieliekoppe gehad. Oes is kleiner, groot debat is veel kleiner. Maar kom ons daar gaan oomlikkie stil. Dis Amerikaanse graanpryse. Kyk hier is onder die laaste 2-3 weke. Goeie Afrikaans moer toe. Daai bobbel was die Russiese ontwrigting en ek klomp vandaag. Ons is terug na normaal toe. Maar is 'n groot probleem wat daar gekom deur na ons. Ons is nou hier, ons het tekort, die ouens moet koop het op. Maar dis die ouens wat ons meeding. Die liedjie van Amerika, ek weet hoe, hulle sê, the Agri-Truth is maandag, FSA se landbouweekblad. The Agri-Truth 2023-2024 will go down as the 2
largest declines in farm income in the United States ever. Selfs met 'n groot depressie. Daar is die grafiek, hulle maak nie geld. Ek weet dat die handbeeldies en verstudiums in Amerika maak. Ons is terug aan normale graanpryse toe. Dat is 'n probleem. Hier is mielieopbrengs, pond per hektaar, kyk daar, wat sê hierdie vrienden? Opbrengs groei 11% per jaar. Die gemiddeld vir die land in 'n normale jaar 6,5 ton per hektaar. Nou hier nog al by Jordan, hy is 150 boere praat wat voor die goed. Kerels teen 4 ton per hektaar maak en nie geld op mielies. Ek kan nou nog daaroor beklei. Ek gaan dit nie maak. Die moet 6,5, 5, 6,5 ton. Dit is 'n lang ander debat, maar kyk wat gebeur. Wat gebeur by ons? Daar is die prys, invoerprys. Net gou op wat staan nou onder. Brazilië. Ons mielie en sojaboonprys is gekoppel aan Brazilië. Wat sê dit vir ons? Julle kompeteer met Braziliaanse boere. Eers meer met Amerikaanse boere nie, hulle is te duur. Braziliaanse boere. Daar is geen invoerbeskerming nie, daar het 'n bietjie op koring ingevoer. Koring, ons koringprys is Russiese koringprys. Jonkie vele. Dis om ons mening. Kyk hier by ons, die hoeveelheid, kyk terug, die tot surplus gehad van minister, die het model uitvoer gegaan, laas jaar, uit groot oes, bietjie teruggekom, dat ons so by, bietjie boe uitvoer, maar die tyd so halfpad. Goeie oes, volgende jaar, Oos-Vrystaat uitvoer, boer in die stad 3200. Dis die som. Weer jullie mag praat. So jy moet bid dat het by jou rede nie meer op hier man nie, maar ek vermoed dit gaan oor ons een. So hoe lyk jou besigheid met 3200, hoe nou is siklies. Speelgeld nodig om baie bly, nie jy gaan 40 ranke. So die goed werk jy mekaar. Kom ons dink wat se planne kan ons maak. Daar is wat ek geel. Deze prijs op wet 5.500, amper, nie heeltemal nie. Laatste 2 weke val hy big time omdat alles val, maar het gaan alles op na boven toe. 4 miljoen ton laas jaar is uit meestal by Dames, hierdie jaar 2,4 op boven toe. Hulle koop het onder ons sterkte. Binnen ons daal wil die verbruik. Maar die oude sê het 5.500 rand per ton, verkoop hy minder meer, en die cijfers wys ons vir ons. En julle kan sê, die Julie maand volgende jaar geel, 8,39, John, dis nou die nieuwe prijs wat daar op Safex is, en geel 3,8, dan moet jy nog jou vervoerde vrees jaar betaal vir my nood van Safex, dan kom jy op 3,2 uit. Dis die realiteit. Nou, hoe lyk die somme? Hierdie is graan en selfs, lieg in hulle formaat, 4,5 en 6,5 miljoen hektaar is op hulle webblad, lopende koste tussen 11 en 16, 17.000 rand, as jy hoor opbrengskat. Totale koste 14 en 19, en dan sê maar, baie veranderlijke koste met die laar prys, maak jy nog 'n wins op 4,5. Die prys is nie so sleg. As jy opgaan, kyk jy so nou, wat lyk jou marge? Heel wat anders. 4,5 is 'n moeilikheid. So moet nie te kwaad wees met die 3,8 nie. Daar is ook 'n geld. Die voorsitter hulle sê, die nuwe waardes kom nie te laat, hy is te ver. Die predikant kom en sê, maar in kommentaaris, die manne sê, verdoem nie, jy moet daai vrou en man van besoek. Hulle praat al vir 10 jaar nie met mekaar nie, jy moet gaan vrede maak in die huis. Die dominee gaan my kom nou, maar die kinders is so in oorloppunt is. Praat en praat, want sê die man en die vrou praat nie met mekaar nie, maar hy kyk nou hierdie produkties. Bestaan hem sê van broer, maar ek verstaan, julle is kwaad vir mekaar, julle praat nie met mekaar nie. Hy sê, dominee is recht, maar ons is daarom nie so kwaad vir mekaar. Ok, right man, daar is hy, ek wil iemand die iets sê, ons kan nou reg nie oor praat. Prys af, maar daar is ook al wat se maak. Onthou, kitsensprys is 40% af. Brandstofprys is besig so te daal. As rentekoerse afkom van. Julle kry die idee. Hier is soja bone.
Hy lees in die middel, eers aan die universiteit, toe ons te veel gehad het, daar was so die swart lyn, so ons bietjie afgedruk, nou is aan die middel, lees so die middel. Braziliaanse pryse. Nou is verwag maandbaans, volgende jaar, Mei 7.700. Dit kan van meer wees. Oorterloops, ons het nou nuwe somme gaan doen, 120.000 ton soja-boonprodukte gaan uit noord van ons. Ons het laas jaar 600.000 ton sojas uit die hawe uit. Dan kom ons agter, maar die goed gaan boon toe. En die FAO sê, dit gaan nie minder raak boon toe, die gaan meer raak. Hoe lyk die sojaboon som op alright? Nou vir julle groen gewys, selfs die 2 ton teen die laer prys, het op 8,5 gewerk, dalk 'n bietjie te hoog, maar daar is groen. Ten spyte van die laer pryse is daar 'n wins te maak. Goed. Daar is sonneblom is winsgewend. Hy lê tussen in 'n ryksvoerpalletyd, hy gaan daar bly. Ons voer so 600.000 ton kookolie 'n jaar in. John is op die regte plek, en voersvervanging. Die manne soek dit, en vroue. Volgende jaar by maand R9.000 op sonneblom. Ligtig kerels, dit 1,5 ton per hektaar, en daar elke te maak. En dit van Johnson syfers is daar 2 ton per hektaar begon, 7.900, wat sê. Sonneblom noem hulle dit ons. Oom Willie van Ventersburg het my geleer in die Vrystaat, want die 2 keer sonneblom. Die eerste keer is het dan weer aan, die sit net kunsmis in, want die gaan oorplant, en die tweede keer sit die saad. Maar as jy dit ook al recht, sonneblom lyk vir my as 'n goeie rubriek, in spite van al die siekte. Sorge, terloops, dink waar julle moet kyk, was dit hierdie jaar 100.000 ton sorge wat ons instoel. 100.000 ton. Graan SA sê die pryse R405.000 per ton. Kyk daarna, ek weet dat is vinklik, maar het lyk nie te sleg. So kom ons sluit af. The problem is not a problem. The problem is our attitude. Voorzitter, ek kan het op zo'n vervolging So wat is die oplossings? En ek moet nooit belangrijk verklaar, hierdie is een corporate guarantee, wat ek vir gewys het. Landbouw is cyclies. Pryse gaan op, pryse gaan af. Die reën, dit reën nie. So gaan ons aan. Dit verbrand. Die daar is reservefonds nodig. Vandat ek in die landbouw gekom het, beklei ons oor een landbouw risiko-reservefonds. Die landbank het een gehad, dit is nie regtig meer operasioneel nie. In die privaat sektor is wettig onder die versekeringswet, kan jy versekeringsproduct koop teen risiko. So in 'n goeie jaar, in plaas van 'n Land Cruiser, gaan sit jy daar geld weg. En in 'n jaar, soos die jare verby is, bring jy daar geld terug besigheid. En dit is alles wettig, en daar is so belastingvoordeeltjie ook, maar dit is nie waaroor het gaan. Australië sal dit verlede, Australië sal ondersteuning, verlede gebruik het, dit sal hulle vat na boere Noordwes, wat het gatte gered is, jaar moet hier. Ek wil erg sê, voorzitter, julle moet kyk, en soeets met die man in die hand sit. Australië sal dit, ek dink erg as Vrystaat landbouw iets wil doen, dat ek julle aan die gang sit, maar dit is een tool, om jou risiko te bestuur. Maar die staat gaan dit nie vir jou doen. Okay. Nommer 2, reël dis hoe dit is. Insetpryse styg, en as ek in 'n saai boer dink, ek kan hier nie. Die oorlog gaan af op stil te staan, nie. Dis hoe dit is. So wat is die oplossing? Kom in Australië, landbouwvooruitgangskonferensie voor COVID, landbouw nie 500 mense, net op oomlik Australië voer 80% van hun produkte uit. So daai boere is op wêreldmarkte sonder staatsondersteuning. Ons en hulle kry die minste. Dis hulle logo. Ons moet nie gewoon tot sien. Wat is ons Agri SA se logo? AKGK nie. Ja, dit is nog vol wat mense nou gehad het.
Weet julle wat sê die manne, dis hulle landbou in die lauke. Hulle sê ons het baie gedink, en ons moet op 'n kompeterende plek wees, met die sojas ensovoorts, Braziliaanse pryse. Vleis, Australiaanse pryse, Braziliaanse pryse. Ons moet gaan uitvoer teen wêreldpryse. So as jy om dit te kan doen, moet jy winst maak uit die aard van die sak. Produktiwiteit, more of less. Ek weet julle raak gat van ons dit sê, maar dis hoe dit is. More of less, en daarvoor moet jy innovate. Ek dink moet jy daar. Dis die klein. Anders as ons daar sien. Die hartelijk op stil bestaan en jy raak uit asem. Goed. Kyk allemaal Olympische Spelen, onthou julle vir Zoula Bak, die links. Taal vir my sê, kyk hier rechts. Check aan laps, kyk aan tekkies. Wat sê ek vir julle? Julle hardloop in die Olympische Spelen, julle kompeteer internasionaal. Jy kan nie meer met ou tools en kaalsvoet gaan hardloop nie. Die tegnologie nodig, minister sê gister of die MEC. Die boer sê vir die tegnologie nodig. Natuurlijk. Dis wat ons nodig het, dis ons gaan meer en ons ding met die ons mee. Jy kan nie kaalsvoet gaan. Jy kan nie meer so plant nie. Ja, ons beplotters is nog daar, maar julle kommersiële boere is nie daar. Jy moet tegnologie koop, dis nou lang ander gesprek, op begroot jy daarvoor en daar. Die mooitrekker die buiten is goedkoop op diesel en. Dus dit baie. So morgenvlees, begroot vir trekkers, begroot vir die goeders, met jou tools, met jou Olympische tekkies. Wat ek wel weet, as jy dit nie vervang nie, oor 5 jaar gaan jy daar mense trekker nog minder kant. Dis hoe dit is. Dis een proses van die tools van die val. Kom ek wys of julle rondom produktiwiteit, want dis waar ek met morgenvlees. Varkboere sê vir my, hulle het 32 spleetvarkies per sog per jaar. 32. Hulle het gekom van 24. Nou die dag sê groot varkboer nog vir my daarboe. As het nie was vir 32 varkies per sog per jaar, nie was hy nie meer in besigheid. Ek kom op my lyn. 2 werksels per sog. Hulle teel so in Brazilië met 'n ekstra paar spene, ek is nie vir hulle nie, dat sy nog op 2 varkies gaan gooi. Morgenvlees. Dis ons kompetisie. Hoenders, paar jaar terug het op 42 dae geslag, hulle slag hulle nou op 28 dae. Kyk daar hoe is die goeie karrevoer omset en so mee. Dis ons kompetisie. Lyk ons beestebedryfstroom. As ek kyk hier op sy pad ry, dan sien ek regtig, wat sê die ons? Cattle, beeste. Ja, ek dink nie kan geld maak met daai. Want agtervol, dis nie goed wat jy sien. Dan ander debat. Dis wat jy moet hê. Maar by ons, waar is my vriende van Clarence, steerkalveiling, mooi kalvers, 34 tot 36 rand per kilo van kwaliteit betaal. Kwaliteit betaal. As jy 5 kilogram op kop meer kan kry, is dit 200 rand per kop. Dit sommer net. Johan met tot van kwaliteit, nou die dag sê hierdie, op 80% kanspersentasie verloor jy iets soos 120.000 per jaar op 'n 3/4 miljoen se belegging. Ek kan nie 80% kanspersentasie. Ja, ek weet, maar dis die realiteit. Onder ek let gou op na hierdie ene, ek het die ras uitgehaal, voerkraal en ras. Die groot gemiddelde dagkoers het toename 1.8, die beste derde 1.9, die swakste derde 1.3. Nou kom ons by volgende stap. Na speerbaarheid is nie 'n tag in die oor nie. Na speerbaarheid is 'n bestuurstelsel, saam met die tag in die oor, as jy het reg doen. Van die voerkraal is die van daardie gekap hier, beste derde is, en die trek al terug, dis hoe hulle presteer, gaan hy jou betaal afvoer. Dis waar oor het gaan. Kijk jy dan nou vroeg omsien, 5.8 oor 7.8. Kerels, wat probeer vir julle sê, dan is technologie. Morgenvlees,
dis waaroor het gaan. Goed, jy nou daar nog die Brommer-Texas op die Vrystaat, daai Brommer-Texas, dis nie meer daar nie, dis hoe dit is. Jy kan 150-160% landboursubsidie, dis nie enorm. Jy kan die semen nou seks met beeste ook, want jy krijg so versies, baie minder as ossies, pilletjies. Jy kan die semen seks, dis wat die skaapboere doen, veel minimum ramme, uit die beste olie en die ander is allemaal vervangingsoetjies. Ook julle kan jy sien my vriende by BKB, die wolboere, hulle het een volhoubaarheidssertifikaat, een boer wat die volhoubaarheidssertifikaat het, 2-3% meer vir sy wol. Ja, dan kan jy sê, ja, wat is 2-3%? Wat is die verskil tussen my Hendra en Landcruiser? Die gemiddelde prys is 170, my vriend Daniel nou in die Suid-Vrystaat, 201 rand per kilogram. 170 en 201, en Daniel kan doen, kan julle doen. As julle reg om tevrede, nie? Goed, ek maak op het na. BKB, Mike hulle, een smart step, dis een aanspeerbaarheid bestuurstelsel. In een OE-systeem het hulle 20% opgedeel met hulle nieuwe elektronische tags en bestuurstelsel. Die onderste 20% van die OE-kinde, dis vleis en vol, sy inkomste was 800 rand per OE. Die boonste 20% is 3000 rand per OE. 800 rand na 3000. Ja, dit is bietjie moeiliker. Dis 'n moeilike verskil in die regte diens. Vir afsluitingsvoorsitter John dankie. John het nou nog 'n baie mooi boeredag gehou. John is ons hier is ander manne ek sê dit dan so nie. Doorland, Senekal, weet jy of nie kom jy in Senekal milies plant nie, maar dit 4 tonne hektaar is dit oor die som lyk. John se goed. En dat is 400 selfs niks, die jaar die maak as verlies. That's it. Het ook veel is. Kussensprys is 14.000, ek het een keer aangepas. Toen gaan John en ek het nu al 6 jaar proeven met kundige grondkundiges en 'n klomp ander slim mense. Hy verhoog sy voedingsstowwe, die regte voedingsstowwe. En nou dis al dat Olympiese atleet. Jy kan hom nie noem soos gee. So hy gee sy Olympiese atlete daar hierdie kos. Hy gaan na 6 tonne hektaar toe, dit was die droogte jaar. Hy skaal om te sê die vorige jaar het hy tussen 8 en 10 tonne hektaar gedoen. As geld te maak is skielik 'n Senekal in die regte. John het vergewe my, maar dis waarvan ons praat, daar is die voorbeeld. Ok, Sonnebloem myself, so kom ons sluit af. Siklische aard, julle dit verduidelik, kostenprys, tyd, ons moet meer doen, meer met minder. Graan SA dan, ek gaan dit nou afsluit. Graan SA, en dis nou my tip hier, die skoen met die rooi vleis, het 'n hekse proses om navorsing te koördineer. Die boere kom niks en sê, dis wat ons nagevors wil nie. Hulle gaan sit om die tafel, hulle sif dit deur, hulle kry almal wat kan navorsing doen by mekaar, hulle kry al die fondse, hulle poet dit tot van die regering af, en dan fokus hulle op die regte navorsing. Wat doen ons in die roofvleisbedryf? Elke ou voet rond, nee. Dus gaan we toe, so ons het rek. Okay. So I'm not saying you're stupid, I'm just saying you've got bad luck when it comes to thinking. Voorzitter, ek het gevraagd wat jy sê oor familiebesigheid. Ek sal julle stories vertel wat julle vir hierdie hele lang naweek sal laat wakker lê. Moeilikheid in 'n familie laat hulle my kom, ek sê onafhanklike voorsitter, want die familielede kan nie meer met mekaar opdek. Ek praat nie maar oor oorsaak. Groot bobberop. Ander familie, groot besigheid, laat kom my die oom nie op die bed sterwe. Hy was dus baie van julle die patriarch. Hy deelsaaier, hy het dit gehad met die klomp van sy seuns en skoonseens. En toe nou sê die oom gaan omslaan, oor te loop dat hy die grond in eenmansake en weet jy wat anders, hy sê goed was die rechtstructuur. Toe sê die oom gaan omslaan,
Nou weet hulle nie wat gaan gebeur nie, want daar's nooit gepraat oor hoe werk hierdie familiebesigheid nie. Gaan die oom dood? Dis die tannie. Die kinders steel al medies na beeste. En dan kom ek en probeer vrede maak. Hoekom? Want hulle het nooit om 'n tafel gesit nie. Hulle het nie 'n ordentlike familieplan gehad. Alles val uit mekaar. Familie onder twee broers het begin boer. Kom die skoonseun en die skoondogter by. Wat daar saam gaan. Hulle boer met twee vertakkings, maar hulle praat nie met mekaar. Dan kom ek in die voorsitter wees, wat doen ons leer hulle, hoe bestuur jy 'n boerdery as 'n besigheid? So die 22 Augustus gaan ons so praktiese program. Nie om jou polisse uit te verkoop stukke snaaks. Hoe praat jy met mekaar om 'n tafel? Hoe wil jy vergader? Een van my vriende bel my en sê, Johan, my seuns maak my dood. Ek sê vir hom, weet jy, hierdie oukies 'n salaris? Hy sê, nee, ek het ook checkboek. Ek sê vir hom, gaan jy mos doodmaak. Jy moet 'n begroting hê en laat jy moet op 'n salaris werk. Wanneer man kom by my twee broers, hy sê sy vrou koop, die broer se vrou koop nuwe skoene, hy het eers geld vir kos. Ek besluit oor die goed plan het reg kry. Ja, jy werk 54 jaar en ek gaan tot. Goed, gaan afsluit. Voorzitter, winsgewendheid, wat ek vir julle probeer wys het, makro, ekonomie moet groei, speenkalfpryse en speesluitpryse is daar gekoppel. Dit is belangrik. Ja, die siektes het ons gepraat, is het beter gaan met die grap. Praat met die regering, ons bestand moet inneem, hulle is bezig om ons baie seer te maak met die hoender. Goedkoop kos, kom nie uit gesubsidieerde oorseese kos. Dis nie dit werk. Sy het gepraat oor Afrika, die ouens die daar boontoe. Dis sê hulle, Engels, watch this space. Dis ongelukkig 'n dik dokument, maar as jy daai ding wil gaan lees, dis scary wat hulle skryf hier. Wat aan die gang. So ons produseer meer as wat ons binnelands kan verbruik. So ons moet uitvoer, ons moet die sekuriteit reg. En ek was bekommerd voorsitter en julle het daar by die banks gepak. Ek voel soos kan nie meer die geklose bedryfsorganisasies verstaan. Dis ons besigheid, dis ons produkte in die Vrystaat. Ons moet jou aanpoor as ons die goed maak werk as ons die vleis uitkry. R5 'n kilogram op 'n speenkalf en R10 op 'n lam is nie te versmaai nie. Goed, en dan laastens tools, tegnologie. En 'n reservefonds. Skep 'n reservefonds, koop vir tools, jy die tools nodig, en dan gaan ek afsluit. As jy dit gaan doen, dan kyk as dit kan werk. Maar ek moet toch sê, die Ford, as dit 'n Ford bakkie koop, die ou ry te jou bakkie en hy breek, en dan is dit, agterop die stoep, beskryf hy dan die, safety spanner. So op die derde keer wys hy dan nie vir hom so. En hy dink, maar hy kan nie verstaan nie, hy soek 'n shifting spanner, en wys hy vir hom soeke lelike tekens. En stap hy stoep, hy sê, man, wat gaan met jou aan? Ek soek 'n shifting spanner, en wys hy vir my soeke lelike tekens. Hy sê vir nee, man, ek weet jy ry uit jou tabakkie, maar ek wys vir jou, daar's 2 van julle in die toolbox onder die sitplek. Voorzitter, ons kan nie oor winst praat as ons nie oor tegnologie praat. Ons kan nie oor tegnologie praat as ons nie oor navorsing praat. En dit kan jy nie net ons verander wat dit net nie. En ons moet uitvoer, ons moet baie. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.